Goeiemôre almal. Baie welkom by die erediens. Baie welkom aan julle almal ook. Die kinders is soek vanoggend vir 'n tydjie in die erediens. En dis vir ons lekker om kinders te hê by die kerk nog. Ons moet dankbaar wees daarvoor. So is vir ons lekker dat julle ook deel is vanoggend hierso. Ek wil ook welkom sê aan die inwoners van Huis Louisa Meiburg wat inskakel. Almal wat ook regstreeks inskakel. En almal hier vanoggend. Welkom ook aan Henk en Tia Barnard se familie, want Anri Barnard gaan ook gedoop word vanoggend. So baie welkom ook aan julle almal. Dit is eintlik so lekker. Ek het vir Henk en Tia getrou. Hulle datum is baie na aan my en Leandi se datum. Ek kan nie, is dit 'n jaar, bietjie meer as 'n jaar, nee. Ja, terug het ek hulle getrou en nou kan ek ook hulle baba doop. So ons reis ook lekker saam eintlik. Dis ook baie kosbaar. Ek dink party sou dalk hier 'n koffietjie wou gehad het vanoggend. Die wat die rugby gekyk het, wat nie gaan slaap het nie, is dalk so bietjie moeg, maar ons is baie bly dat die Springbokke gewen het. Die van julle wat nou dit nie gekyk het, die kan dalk vandag, want ons kan nogals iets belangrik leer by hulle. Hulle was vroeger rooi kaart, toes ons 14 spelers, maar ons het nie opgehou nie, hulle het aangehou tot die einde en toe wen ons. So dit vir party dalk gelyk dis onmoontlik, maar ons het nog steeds gewen. So dit was wonderlik. Maar ek wil vra, kom ons groet mekaar, kom ons draai net na mekaar toe, groet die mense om jou. Ons is 'n familie in Christus. Ek wil nou 'n paar van julle hê om my te help. Gaan 'n paar kruisies uitdeel, want hier is besoekers, ek weet dit. Maar steek asseblief jou hand op as jy 'n besoeker is. As jy wil, ons gee net 'n kruisie wat sê welkom by Nooit Gedag. Gasvryheid is belangrik vir ons. Ons wil hê julle moet welkom voel. So steek asseblief jou hand op. Wie wil my help? Ryan Lee? Wil jy ook help? Luke? Okay. Jy kan ook help. Ek weet nie of ons so baie is nie, maar kyk gou. Wil jy ook help? Okay, kyk of daar nog 'n hand is. Daar's 'n paar hande. Hierso is ook 'n hand, hierso. Jy kan naby sommer. Asai. Daar's nog klomp hande daar links. Daar's ook 'n paar hande, Ryan Lee. Maar ek dink sy het seker genoeg. Ja, nou het julle genoeg. Hierso's nog. Nog een. Asai. Asai, dankie. Soek jy nog een? Asai. Ek het 'n hele span hier so wat my sommer help en wat die mense verwelkom. Baie welkom. Asai, dankie. Luke. Ek weet jy, daar's nog. Ons julle kan na die tyd ook enetjie kry. Hier is nog, maar baie welkom. Mag julle sommer baie tuis en welkom voel hierso by ons. Dan wil ek vra, ons het die is die aansteker, die Christuskerk. Janus se hand is al op. Wil jy hom aansteek vir ons? Dankie. Janus se pa is ook in Amerika. Hy het vir my gesê hy werk hard. Dit is harde werk, maar dit gaan daarom goed. En Janus steek vir ons die kers aan. Asai, baie dankie. Ons elkeen kan weet, dit is vir ons 'n herinnering. Jesus leef, hy is Immanuel, hy is God met ons. So selfs al gebeur so iets waar mense 'n paar ver is en mens verlang, kan mens weet, Jesus is daarso by hom, maar hy is ook hierso by julle. Hy is hier by ons elkeen, hy help ons en ons is so bly daaroor dat die Here ons so liefhet en omgee en vir ons deur die moeilike tye ook help.
Liewe gemeente, ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in alle ewigheid en wat nooit die werk van sy hande laat vaar nie. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan 'n lied saam sing. Ons gaan staan, ons loof die Here. Die lied se naam is Ek weet verseker en ons sing vers 1 tot 2 saam. Kom ons loof die Here. Jy moet nog 'n bietjie aangaan, Kobus. As hy aan almal sing so en dit is my hart. Kobus, as hy daar kom hy nou. Almal sing so hierso en dit is my hart vir Anri. Ek weet party mense as hulle sê nou maar rugby gaan kyk en die babas saam dan sit hulle oorpleisies in. So, ek het nou nie daaraan gedink nie, maar dit is nogals hard dalk vir die baba. Ek wil nou 'n bietjie met julle praat voor julle nou weer na die saal toe gaan. Hier is ook 'n paar sjokoladietjies. Maar daar's nou so 'n buurt daar op die skerm. Ons almal bly in 'n buurt of in 'n kompleks. Daar's mense wat om jou bly. Behalwe as jy nou op 'n plaas dalk bly, dan is jy nou 'n bietjie meer op jou eie. Maar daar was 'n gesin wat in 'n buurt ingetrek het. Hulle kom van 'n ander land af, Suid-Korea af. So hulle het 'n ander taal gepraat, hulle het anders gelyk as die meeste mense om hulle, eintlik maar almal om hulle. Hulle het ander kos ook geëet. Maar mense het gesien hulle trek in, maar toe's almal nou bietjie bang om na hulle toe te gaan, want hulle ken nou nie hulle nie, hulle weet nie regtig, soos dis mos nou maar iets niets. Hulle ken nie hulle is bietjie bang. So hulle wil toe nie gaan nie, maar die een meisie, Mia, het gesê vir haar ma, ons moet vir hulle gaan welkom sê. Ek wil hê ons moet na hulle toe gaan. En hulle gaan koop toe bietjie biltong, want dis mos nou 'n ding waarvan ons hou. Luke lag sommer, hy hou van biltong. Ons hou van biltong. Hulle gaan toe nou biltong kry en hulle gaan na daai gesin toe. En hulle sê baie welkom. Hulle het maar bietjie Engels gepraat, hulle kon daarom dit verstaan. Die ma sê toe namens hulle nou welkom en hulle gee biltong. En toe het daai gesin, hulle het sommer gehuil want hulle was so bly dat iemand gekom het en hulle kom welkom sê. Dit beteken mense is gasvry dan. Dit is 'n groot woord, gasvry, maar dit beteken eintlik jy gee om vir ander. Jy's lief vir ander. Jy wil hê hulle moet welkom voel. So vanoggend hierso was nuwe mense, besoekers. Maar ek het nou gevra van julle moet 'n kruisie vir hulle gaan gee. En dit laat hulle welkom voel. Ons sê vir hulle welkom hier by ons. Ons sien julle is nuut. Dit het ook gebeur by 'n kerk. Toe het die mense soos ons nou vanoggend hier aangekom en mekaar gegroet en gesels, maar toe kom daar 'n nuwe gesin ook in.
En die mense het nie die gesin gegroet nie. Hulle het rondgekyk, waar moet hulle nou sit? Want ek weet julle nie, maar baie mense sit maar op dieselfde plek, gewoonlik, op 'n Sondag. Hulle wil nie op 'n ander plek sit nie, hulle is gewoond daaraan. Maar toe het die seun Roan sê toe, hy was maar 8, toe sê hy vir sy ma, kan ons vir hulle plek hou? En hy gaan toe na hulle toe, en hy sê, julle kan by ons kom sit. Toe voel hulle baie welkom, toe is hulle baie bly. Hulle het toe die volgende Sondag weer gekom, en sommige mense saamgebring. En hulle is toe so bly, hulle voel welkom. Dit is wat dit is om gasvry te wees. Nou, julle gaan 'n sjokoladetjie uitdeel vir iemand wat jy nie ken nie. Dit is wat gasvryheid ook beteken, eintlik, vir ons as Christene. Liefde vir die vreemdeling. So iemand wat jy nie ken nie. Dan gaan jy dit 'n chocoladeetjie gee, en jy gaan sê, welkom. God het jou lief. So julle elkeen kan enetjie gaan uitdeel. Wil jy nie enetjie hê nie? Okay, as jy nie wil nie, mense is soms 'n bietjie skrikkerig of 'n bietjie bang, maar julle kan nou gaan en dit gee vir iemand. So jy kan enige iemand kies, dan gee jy 'n sjokoladetjie vir hulle. Wil julle nie hê nie, hoekom nie? Julle gaan iemand bly maak. Ja, vat enetjie. Wil julle gee aan vir hulle ook. Wil jy nie een hê nie? Onthou, jy deel dit net uit. Dis lekker om te kan deel en vir iemand iets te kan gee. Het julle elkeen, hierso is nog 'n paar. Julle kan gaan deel vir iemand. Dan is julle gasvry vanoggend. Gee daar vir hom ook al. Vandag kry julle nie 'n sjokolade nie, julle deel dit met iemand anders. Onthou, sê vir hulle, God is lief vir julle, welkom. So, julle het nou gasvryheid gewys vanoggend. En dit is waaroor ons ook vandag gaan gesels. So, onthou nou, daar's baie keer iemand wat dalk nuut is by die skool of wat alleen is. Julle kan gasvryheid wys. Julle gaan na daai persoon toe en julle stel net belang, julle gee om. Dit maak 'n groot verskil. Dis hoe ons moet wees as Christene. En mens is soms bietjie bang of skrikkerig, maar dit is goed as 'n mens net dit gaan doen soms. Want anders bly jy op jou eie weg van ander. Dis lekker om vir iemand anders te kan help of iets te gee soos vandag. Julle kan nou na die saal toe gaan. En dan vanoggend gaan daar ook, gee net daai vorm soek vir hulle asseblief. Ek gaan later dit verduidelik vir julle. Julle gaan, die wat wil, gaan 'n vorm kan kry later, waar jy net kan bid vir die kinders wat eksamen skryf. So hulle gaan nou die vorm invul, en dan by die dankoffers gaan 'n paar van julle een kan kry. Dis maar 'n stresvolle tyd vir gesinne ook. Ons vanoggend gaan Andri ook gedoop word, en dit is regtig 'n besonderse gebeurtenis, so 'n doop, die sakrament van die doop. By die doop is God se genade sigbaar. Ons sien God se genade. God kies daai Andri, daai babatjie, sonder dat daai babatjie eers enige iets daarvan weet. Sy kan nog nie vir God kies nie. Sy is nog nie lief vir God nie. Maar God is lief vir haar. God kies haar. God kom verbind hom in sy liefde aan haar. En sy het tog niks gedoen om dit te verdien nie. Ons kan dit nie verdien nie. Dis net genade. So dit is regtig besonders net as mens dink, God wat so groot en heilig en almagtig is, gee om oor ons.
wil in 'n verhouding met ons wees, wil ons red. Dit is regtig besonder. Die kinderdoop, dit word ook die verbondsdoop genoem. Dis 'n bevestiging, 'n teken en 'n seël van God se genadehandeling met die mens. Die doop is 'n daad van God alleen. Die mens is nie die middelpunt nie, God is. God is die handelende ene. En dit gaan by die doop oor God, wat uit vrye guns, uit genade, hom in sy liefde aan ander kom verbind. So dis ook een van die beste illustrasies, dat ons verlossing, ons redding, uit God se inisiatief spruit. Dit begin nie by onsself nie, dis God wat die inisiatief neem. So ons is ook baie dankbaar vir dit, vir wat God vir ons gedoen het. As dit nie vir God se genade en liefde was en vir Jesus se dood aan die kruis en sy opstanding nie, sou niemand van ons gered kon geword het nie. As die Heilige Gees nie ons oë oopgemaak het vir Christus, sy heerlikheid en grootheid, die sou ons nie geglo het nie. Dan was ons verlore in ons sonde. So, ons word uit genade alleen gered. Geloof is waarmee ons dit ontvang, die leë hande, waarmee ons dit ontvang wat God ons gee. Nou, deur die doop gaan André onder 'n nuwe heerskappy kom. Onder die heerskappy van die drie-enige God. En dit beteken dat sy is God se eiendom. Sy behoort aan God. Sy is deel van God se familie. En sy weet nog nie eers daarvan nie. Maar dit is wat so besonder is. God maak haar so deel. Nou, ek het gesê, ek het 'n tyd terug vir Henk en Tia getrou, en die huwelik is ook 'n verbond. 'n Verbond is 'n ooreenkoms tussen twee mense, waar hulle verbind, waar hulle beloof om sekere goed te doen vir die ander persoon. So, jy sê by die troue, dis nou sommer 'n bietjie van 'n herinnering van julle huweliksbeloftes ook, maar jy beloof liefde en trou, vir altyd en in alle omstandighede, teenoor die ander persoon. So jy beloof dit. Vandag kom die Here ook en beloof sekere goed vir ander. Hy maak 'n verklaring eintlik, kan mens sê. Hy sê dat hy wil vir haar 'n God wees. Hy's lief vir haar, hy sal vir haar sorg. God beloof dit. Maar hy wil ook hê sy moet sy kind wees. Sy moet ook eendag by daardie belydenis afleg, moet sy reageer hierop. Dan moet sy sê, ja Here, ek is lief vir u. Ek glo, ek wil deel wees van u kerk. So sy gaan later ook daarop reageer. En dit is waarvoor ons ook sal bid, dat die Here so in haar sal werk deur sy Gees, dat sy ook dit sal doen. So sy word uit genade ingesluit by God se genadeverbond, en die doop is 'n teken van hierdie verbond. En net, ons hoor dit in die Heidelbergse Katekismus, net soos wat water die vuilheid van die liggaam wegneem, wys die water by die doop vanoggend dat die bloed en gees van Christus ons sondes wegneem. So jy kan nou elke keer ook, as jy nou stort, net weer daaraan dink, Jesus het vir al my sondes betaal. Hy vat al my sondes weg. So mense kan so ook 'n herinnering hê van dit. So die doop is 'n goddelike teken en 'n waarborg wat ons verseker dat ons net so werklik geestelik van ons sondes gewas is wat ons liggaam uitwendig met water gewas word. Waarom ons doop? Ons word gedoop omdat die Here God 'n verbond van genade met ons en ons kinders gesluit het. Reeds vir Abraham, die vader van alle gelowiges, het die Here gesê, ek bring 'n verbond tot stand tussen my en jou nageslag en al hulle geslagte. Dis 'n blywende verbond. Ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag. In die Ou Testament het die Here die besnydenis
en Pasga as tekens gegee dat die verbond geldig is. Daarna het Christus gekom in hierdie verbond in sy persoon en deur sy verlossingswerk op 'n nuwe en finale wyse bevestig. As teken en waarborg hiervan het hy die doop en die nagmaal gegee. Die Here Jesus Christus het voor sy hemelvaart aan sy disippels die opdrag gegee om die doop te bedien. Hy het gesê, gaan dan na al die nasies toe, maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. So het die Here hom verbind deur hierdie verbond om ons God te wees en om ons te seën. En van ons vereis hy dat ons hom in dankbaarheid en in gehoorsaamheid sal dien. So ons elkeen wat ook vandag weer hoor van God se genade, moet reageer daarop. Ons moet gaan reageer met dankbaarheid en gehoorsaamheid. Ons kan nie maar net sê, die genade is wonderlik, ek is dankbaar daarvoor, ek glo ek is gered en nou stop dit nie. Dis 'n lewenslange reis waar ons Jesus volg en leer by hom hoe om te lewe. Uit dankbaarheid wil ons vir hom lewe. Die doop sê vir ons wat reeds gedoop is, maar ook vir ander vandag, dat God ons God is. En dit beteken dat God ons Vader is, wat vir ons liefhet en wat vir ons sorg, dat Jesus ons verlosser is en dat die Heilige Gees in ons woon en van ons nuwe mense maak en ons lei. Nou, Henk en Tia, julle kan nou vorentoe kom, so julle gaan nou vir Andri oorgee 'n bietjie. Sy huil so bietjie nou. Maar ons is bly, is 'n doop, ons is dankbaar daarvoor. So verdra maar bietjie die skree en die bietjie geraas. Ons is dankbaar. Ons kan 'n baba doop ook vir oggend. So hulle sê altyd, wil jy eerder niks hoor nie, geen babas of kinders nie, dan is daar nie, of is jy bereid om 'n bietjie daai geraas te verduur en mens het kinders, hulle is deel. Nou kom ons by wat is die doop? Die doop in die naam van die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, beteken en verkondig dat ons en ons kinders wat as sondaars in die wêreld gekom het, slegs in die koninkryk van God kan kom as ons opnuut gebore word. Dat die Here daardeur bevestig dat hy ons in sy verbond insluit, ons tot sy kinders aanneem en ons deel laat hê aan die voorregte van die verbond. Dat ons en ons kinders verbind word aan Christus, wat ons sonde deur sy bloed afgewas het. Dat ons ou sondige lewe saam met hom aan die kruis gesterf het en saam met hom begrawe is, maar dat ons ook weer deur sy opstanding lewend gemaak word, sodat ons vir die sonde dood is en vir God lewe. Soos ons in Romeine 6 hoor. Dat die doop 'n seël is van die inlywing in die kerk van Jesus Christus en ons verplig om as lewende lidmate te leef. Dat ons as gedooptes die Here uit dankbaarheid met ons hele wese moet lief hê, vertrou en dien. En dat die Here ons deur hierdie sakrament verseker dat hy deur sy Gees in ons woon en ons lewens daagliks so regeer dat ons hoe langer hoe meer sy beeld vertoon. So mense hoor daar ook die Gees help ons om meer en meer soos Jesus te word. Julle maak ook sekere beloftes vandag, maar julle kan weet die Gees sal julle help en lei. Dit kan na 'n oorweldigende ding dink, maar die Here is met ons. Andri praat net 'n bietjie saam, ja. Sy is ook baie bly. En kinders van gelowiges moet gedoop word, omdat God die kind van die begin af insluit in sy verbond, waar die ouer of die ouers tot geloof kom. So hoor mens dat daar hele gesinne in die Nuwe Testament gedoop is, soos byvoorbeeld in Handelinge 16 waar Lydia tot geloof kom. Dan is die hele gesin gedoop. So al verstaan Andri nog nie die doop nie. Sy praat saam, maar sy verstaan nog nie die doop nie. Verander dit niks aan die geldigheid daarvan nie. Dit lig eerder juis uit dat God die inisiatief neem in haar verlossing.
So dit begin nie eers as sy 'n keuse kan maak of as sy sê ek glo nie. Dit begin al sommer vroeër al voor sy enige iets weet of verstaan. Nou waartoe verplig dit vir ons? Die doop bevestig aan ons alles wat God ons skenk deur die genadeverbond en maak ons telkens bewus van hierdie vaste grond waarop ons geloof berus. Daarom verbind die doop die ouers om hulle kinders, julle moet nou verander, soos hulle opgroei, oor die betekenis en eise van die genadeverbond in te lig. 'n Voorbeeld vir haar te wees in die uitlewing daarvan en haar op te roep tot die toeëiening van God se beloftes. Want onthou as julle nou na vandag dit net stil bly oor die Here en nie vir haar vertel nie, ook nie van haar doop nie, dan gaan sy nie weet nie. So julle het ook 'n belangrike rol daarin. En dit lyk my sy gaan lekker gesels as my so kyk vandag. Sy gaan julle lekker besig hou nog. Sy kan nou vorentoe gebring word, maar terwyl sy vorentoe gebring word, gaan ons die lied sing, My Enigste Troos, en ons sing vers 1 tot 2. Julle kan bly sit, dan kan sy vorentoe kom. Daar gaan nou 3 vrae wees aan julle. Julle het nou gehoor wat die doop beteken, so julle moet asseblief opreg antwoord. En dis ook maar net om seker te maak, julle doen dit nie maar net uit gewoonte nie. Dalk omdat 'n ouer gesê het, julle moet dit doen nie, of is nie maar oor 'n bygelowigheid nie. Julle doen dit omdat julle verstaan wat die doop beteken en omdat julle graag wil hê ander gedoop moet word. En omdat die Here dit van ons vra. So ten eerste, ek gaan die 3 vrae lees en dan kan julle net antwoord. Ten eerste, bely julle dat alhoewel ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het en daarom onder die oordeel van God staan, hulle nogtans in Christus aan God behoort en daarom as lidmate van sy gemeente gedoop moet word. Bely julle die leer van die Ou en die Nuwe Testament, wat ook in die belydenisskrifte van ons kerk vervat is en in die kerk hier geleer word, dat dit die ware en volkome leer van die verlossing is. En beloof julle om vir Andri, julle kind, in die leer, na die beste van julle vermoë te onderrig en te laat onderrig. Wat is julle antwoord? Nou, ek weet nie, is daar van die familielede wat ook wil vorentoe kom nie. As daar van julle is, kan julle, voor ons die doop gaan bedien. Het lyk my nie so nie. Okay, dis ons. Gaan julle, julle gaan kom. Moet dalk 'n langer tydjie gee. Nee, julle is welkom, julle kan hier kom staan. Hallo.
Ja, kom maar net hier so 'n bietjie nader. Asai. Asai. Dan kan ons jou doop nou vanoggend, Andri Barnard. Ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Baie geluk julle. Oom Attie gaan net 'n gebed. Ja, is reg. Vat net die mikrofoon. Ons sluit met die woord. Almagtige ewige God en Vader, ons dankie vir u genade verbond waarin u ons en ons kinders laat deel. Ons dankie dat ons deur die bloed van Jesus Christus van al ons sondes gereinig het. Dat u ons deur die Heilige Gees tot lidmate van sy gemeente opgelei het en ons tot die kinders aangeneem het. Baie dankie dat u hierdie waarheid deur die doop aan ons en ons kinders waarborg en bekragtig. Regeer hierdie kinders so deur die woord en gees dat hulle u uit dankbaarheid en met vreugde voortdurend sal dien, dat hulle met volharding teen die duiwel en sy mag sal stry en oorwin, sodat hulle eenmaal voor u troon sal kan staan met vrymoedigheid. Hemelse Vader, ons bring aan u die lof, dank, aanbidding, eer en heerlikheid tot in alle ewigheid in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Amen. Hierso is 'n Bybeltjie vir Anri en hierso is ook die doopseël. So julle gaan nou so vir haar kan verduidelik wat dit beteken en ook dan gaan dit al na haar belydenis aflegging toe. So julle kan lekker vir haar leer. Ek moet net dit nog teken, maar hierso is die Bybeltjie. Nou het sy haar eie doopbybel. En sy baie geluk. Ons is besig met 'n 5 weke reis met Barnabas die bemoediger. Ons het verlede Sondag begin met die reeks. Julle het die uiteensetting gekry van elke week en ons fokus elke week op 'n skrifgedeelte en dan op 'n geestelike gewoonte wat daarbey aansluit. En dis iets wat mense moet gaan inoefen. 'n geestelike gewoontes is baie belangrik want dit vorm mense lewe. Dit wat jy gereeld doen, wat al deel van jou lewe is, dit is kragtig. Ons doen sekere goed uit gewoonte uit. So, maar is goed dat ons nadink oor ons gewoontes en sekere goeie geestelike gewoontes inoefen. So by Barnabas lees ons, hoor ons, gaan ons 'n paar gewoontes hoor wat ons kan inoefen. Nou verlede Sondag se tema was Barnabas die bemoediger en die gewoonte was vrygewigheid. En vanoggend gaan ons uit Handelinge 9 vers 26 tot 31 lees. En dit is, die tema is Barnabas die borg en die gewoonte is gasvryheid. Gasvryheid moet 'n gewoonte wees vir ons as Christene. Moet deel wees van ons lewe. En dit is nou deel van 'n breër gedeelte in die Handelinge boek waar die evangelie van Jerusalem af versprei. Die goeie nuus versprei ten spyte van teenkanting. Na Saulus se radikale bekering, daar in Handelinge 90. Handelinge 9:90. Skep ek nou amper 'n hele nuwe hoofstuk. Het hy in Damaskus begin preek. Die mense was nou verbaas daaroor, want hy het mos nou die kerk erg vervolg. Nou het hy radikaal bekeer. Jesus het hom ontmoet en hy het begin preek. Mense was verbaas daaroor. Maar daar was toe Jode wat hom wou doodmaak en toe moes hy vlug na Jerusalem toe. Nou in vanoggend se gedeelte dan hoor ons nou van Saulus in Jerusalem. Ons hoor hoe hy preek, maar ons hoor ook hoe Barnabas
hom gehelp het. Toe die ander volgelinge van Jesus bang was vir hom. So Barnabas het nogals 'n baie belangrike rol gespeel. Maar kom ons bid saam voor ons hierdie gedeelte lees. Here, ons dank U dat U 'n genadige God is. U is lief vir ons, elkeen van ons. Ons kan net in verwondering staan oor U goedheid en dat U in 'n verhouding met ons wil lewe. Dat U ons ken, dat U ons name ken, Here, en dat U Seun gestuur het om ons te kom verlos. Here, ons loof en prys U, maar waar ons uit die woord uit gaan lees, bid ons ook, kom Heilige Gees, kom praat met ons, kom help ons om te hoor, kom help ons om passie te hê vir Jesus. Help ons om goeie gewoontes soos gasvryheid in te oefen en te gaan uitleef teenoor ander. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ons lees uit Handelinge 9 vers 26 tot 31. Saulus het na Jerusalem toe gegaan en het probeer om daar by die volgelinge van Jesus aan te sluit, maar almal was vir hom bang, omdat hulle nie kon glo dat hy 'n volgeling van Jesus is nie. Barnabas het hom egter oor Saulus ontferm en hom na die apostels toe gebring. Hy het vir hulle vertel hoe Saulus op die pad die Here gesien het en dat die Here met hom gepraat het en hoe hy in Damaskus openlik in die naam van Jesus gepreek het. Saulus het toe oral in Jerusalem saam met hulle rondgegaan en openlik in die naam van die Here gepreek. Hy het ook met die Grieksprekende Jode gepraat en met hulle geredeneer, maar hulle het hom probeer vermoor. Toe die gelowiges dit agterkom, het hulle hom na Caesarea toe geneem en hom daarvan na Tarsus toe weggestuur. In die hele Judea, Galilea en Samaria het die kerk 'n tyd van rus en vrede belewe. Dit het gevestig geraak en in gehoorsaamheid aan die Here gelewe. Die kerk is deur die Heilige Gees versterk en die ledetal het toegeneem. So ons lees net tot sover. So mense moet net so bietjie voor mens om nou regtig te verstaan hoekom die mense nou so bang was vir Saulus. Moet mens net so bietjie teruggaan daarna Handelinge 8 toe. In Handelinge 8 vers 1 tot 3 hoor ons hoe Saulus die kerk vervolg het. Ons hoor in vers 3, Saulus het die kerk probeer uitroei. Dit is nogal 'n sterk ding, hy het dit probeer uitroei. Dis nie maar net, hy het nie van hulle gehou nie, hy het hulle probeer uitroei. Hy het van huis tot huis gegaan, mans en vroue laat uitsleep. Dis baie erg. En hulle in die tronk laat sit. En dit het toe nou gemaak dat die gelowiges uitmekaar gejaag is en versprei is oor die gebiede van Judea en Samaria. So hierdie vervolging het gemaak dat hulle moes vlug. Hulle het versprei. Maar is wonderlik in vers 4, dan hoor ons die gelowiges wat so uitmekaar gejaag is, het die goeie nuus gaan deel waar ook al hulle gegaan het. So ver as wat hulle gegaan het. Dis so besonder. Hulle kon bang gewees het, hulle kon weggekruip het, of hulle kon gesê het, ek los nou maar eerder hierdie geloof. Dit bring vir my gevaar, ek is nie lus daarvoor. Maar waar hulle ook al gegaan het, eintlik as vlugtelinge, het hulle die goeie nuus gedeel, het hulle vertel van Jesus. Dis baie treffend. Dit het hulle nie gekeer nie. Dit het juis eintlik, hierdie wat Saulus probeer het eintlik die evangelie meer laat versprei. Hy het gedink hy gaan dit kan keer. En dan in Handelinge 9 vers 1, dan hoor ons nou hoe Saulus soos 'n besetene voortgegaan het, om die volgelinge van die Here met die dood te dryf. Hy het eintlik soos 'n mal mens te kere gegaan. Hy het voluit daarvoor gegaan. Hy was passievol daaroor. Hy het gedink dit is die regte ding om te doen. Maar toe, dan hoor mense in Handelinge 9, dan ontmoet die Here Jesus Christus hom op pad na Damaskus. Hy word in sy spore gestop.
Hy is op pad na Damaskus toe omdat hy die kerk vervolg, maar dan word hy gestop in sy spore. En sy hele lewe verander, want hy het die opgestane Here Jesus ontmoet. En sy hele lewe het verander. Nou, dit is nogal treffend dat hoe hy dan nou heeltemal anders leef ook daarna, wat hy gaan doen daarna, hy het heeltemal in 'n ander rigting gegaan. Hy gaan ook Damaskus toe, maar dan met 'n hele ander agenda. Nou, in mense lewe doen 'n mense reputasie op. Jou gewoontes kan ook bydra tot dit. Goed wat jy gereeld doen, bou jou reputasie. Maar jy het dalk 'n reputasie by die werk, of by, as dit by jou vriende kom. Jy het 'n reputasie. Party mense het 'n slegte reputasie dalk. As jy inkom, dan sug mense dalk al. Of mense voel, hier kom die een wat net skinder, byvoorbeeld. Dis 'n reputasie. Of hierdie persoon is vriendelik of liefdevol. Dis ook 'n reputasie. Jy is lief vir die Here. Ons almal het 'n reputasie. So jy kan daai slide wys, Kobus, van die reputasie, net. 'n vraag wat mens myself kan afvra is, watter reputasie het ek? Is my reputasie daar in die rooi? Is jy 'n goeie een nie? Of werk jy aan jou reputasie, jy wil dit bietjie beter maak? Of het jy 'n goeie reputasie? Ons reputasie is nogals belangrik. Dit kan mens vooruit gaan. Voor jy nog by mense is, dan weet hulle al wie jy is. Saulus het ook 'n reputasie gehad. Ons hoor in hoofstuk 9 hoe Saulus in Damaskus preek, so na hierdie radikale bekering, dan gaan preek hy, dan verkondig hy die goeie nuus. En almal wat dit gehoor het, was verbaas. Maar toe moes hy vlug. Hy kon toe vlug met die hulp van die medegelowiges, want daar was Jode wat hom wou vermoor het. So sy moeilikheid het sommer al vroeg begin, toe hy vir Jesus lewe. En hy vlug toe na Jerusalem toe. Maar sy reputasie het dit toe vir hom moeilik gemaak daar. Sy slegte reputasie onder die volgelinge van Jesus. En daar was 'n ou saam met my op skool, Derrick was sy naam. Ons het almal byname gehad, en sy bynaam was Borat. Daar's so 'n fliek ook. So hy het daai bynaam gehad. En hy was maar eintlik heel op die verkeerde pad. Hy was nou nie regtig, dit was nie vir hom belangrik Christenskap en so aan nie. So hy het ook 'n reputasie gehad. Hy was maar 'n stoute ouetjie. Maar hy het die Here ontmoet en hy het ook heeltemal sy lewe verander. Hy het selfs gesê, ek wil nie eers meer daai bynaam hê nie. Hy wil 'n nuwe, hy noem my net op my regte naam. Ek wil nie meer daai bynaam hê nie, ek los daai ou deel van my lewe. Maar die mense by die skool was maar versigtig. Party het gesê, is dit regtig so? Het hy regtig verander? So dit was vir hom nogals moeilik, het 'n tyd gevat, dat mense, selfs die mede-Christene, dat hulle kon sien, hy glo regtig, dis nie maar net sommer iets, wat hy nou doen nie. Hy's regtig lief vir die Here. So sy reputasie het dit vir hom, eintlik ook moeilik gemaak. Wat ons wel moet besef is, 'n mens kan verander. Jy het dalk 'n swak reputasie, maar jy kan dit verander. Die Here verander mense. Daar is byvoorbeeld Iver Swarts, hy was daar in Grabouw groot geraak, hy het met bendes betrokke geraak, sy broer het hulle baie getuister, sy familie, hy het hom geskiet, hy het in die tronk beland, maar hy het die Here ontmoet, sy hele lewe het verander, hy is nou 'n dominee. Mense kan verander, want ons kan partykeer dink iemand sy reputasie is te sleg, hulle kan nie verander nie. Ons moet onthou, as ons so aan Saulus dink, mense kan verander, die Here kan enige iemand verander. Maar dan hoor ons, die mense was bang vir Saulus. Hy probeer om by die volgelinge van Jesus aan te sluit, daar in Jerusalem. Maar weens sy reputasie, weens dit wat hy gedoen het, was hulle bang vir hom. Hulle het gewonder, miskien sê hy nou net hy's 'n volgeling van Jesus, maar hy's eintlik hier om ons te vang. So hulle was bang vir hom.
Maar dan hoor ons van Barnabas. Hy ontferm hom oor Saulus. Hy kry hom jammer. Hy voel hierdie persoon wat nou uitgesloot is, kan nie net gelos word. Hy sien hom raak. Hy kyk in liefde na hom, waar al die ander bang was. Net gedink het, vasgekyk het in sy reputasie. So Barnabas kon maklik gesê het, ek wil nie met hom meng nie. Ek is ook bang. Ek wil ook dalk nie, ek is net nie lus daarvoor nie. Hierdie slegte ou. Hoekom wil ek nou met hom tyd gaan spandeer? So hy kon dit gedoen het. Maar hy het uit sy gemaksone gegaan. Hy ontferm hom oor Saulus. Dit hoor ons in vers 27. In die 2020 vertaling wat nou meer letterlik is, hoor ons Barnabas het hom egter gaan haal. Dit bring hom in beweging, sy ontferming. Hy sien eintlik ook, hier's iemand aan wie ek moet uitreik. So in liefde. So eintlik het Saulus maar net dit wat die Here op sy hart, Barnabas, dit wat die Here op sy hart gelê het hy gaan doen. Hy het gevoel, hier gebeur iets. Ek kry hierdie persoon jammer. Ek ontferm my oor hom. Ek gaan na hom toe gaan. Maak nie saak wat ander sê nie. Ek voel die Here sê dit vir my. So vandag kan mense ook vra, wat lê die Here op jou hart? Wat vra die Here van jou? Wie bring hy oor jou pad? Of wie kom op by jou? Mens moet na dit luister. Mens moet nie dit maar net ignoreer nie. Soms voel mens, iemand word op jou hart gedruk, of 'n plek, of 'n iewers net, waar jy kan betrokke raak. Dan moet mens reageer daarop. Barnabas was ook gasvry. Soos ek gesê het, jy kan die volgende slide wys, Kobus. In die Grieks is die woord, jy kan nog aangaan, sorry, daarso. In die Grieks is die woord vir gasvryheid philoxenia, en dit beteken letterlik liefde vir die vreemdeling. So gasvryheid in 'n Christelike sin is nie maar net as jy lekker kuier of braai saam met jou vriende en familie nie. Dit behels dit, maar is ook teenoor die vreemdeling, iemand wat jy nie ken nie, om liefde teenoor hulle te wys. Dis wat die kinders ook gedoen het met die sjokolade. Iemand wat ek nie ken nie, gaan gee ek 'n sjokolade. Ek wys liefde. Dit is wat Barnabas gedoen het. Teenoor Saulus die vreemdeling, gaan wys hy gasvryheid. Gaan wys hy liefde. Nou, mens kan ook vra, hoe kan ek gasvryheid uitleef? Hoe kan ek dit by die kerk doen? Ek het al gehoor van mense wat sê, as hulle by 'n kerk gekom het, het niemand hulle gegroet nie. Niemand het eers hulle raak gesien. Dit was nie gasvry nie. Dit het koud gevoel. Hulle het nie weer gegaan nie. Maar hulle het dalk hier gekom of by 'n ander kerk en mense het hulle gegroet. Mense was vriendelik, daar was gasvry, daar was liefde. Dit is baie belangrik. Dit maak 'n verskil. So hoe kan ek gasvry wees? Hoe kan ek gasvryheid bevorder? Ek sien dalk 'n besoeker en ek gaan groet hulle of ek sê welkom. Dis nie vir almal ewe maklik nie, maar mens kan nog steeds vriendelik wees. Jy kan sê welkom. Jy hoef nie ure te praat met iemand nie, maar jy sien iemand raak, jy wys liefde. So Barnabas het gasvryheid getoon, het eintlik 'n veilige ruimte geskep vir Saulus. Hy luister na hom. Hy moes goed geluister het na hom, na wat met hom gebeur het. En hy gaan toe na die apostels toe. Hy vat vir Saulus saam en hy vertel vir hulle wat met hom gebeur het. Hy het die Here gesien, die Here het met hom gepraat. Hy vertel daarvan namens Saulus. Hy staan eintlik vir hom in, hy's 'n borg vir hom. En hy sê dan ook, wat het hy net daarna gaan doen? Hy het gaan preek. So, dit was 'n baie belangrike moment, want hulle het obviously vir Barnabas vertrou. So, omdat hy 'n borg is, omdat hy gaan praat het, omdat hy geluister het, kon hy dit deel met hulle. En toe het hulle vir Saulus aanvaar. Daar het 'n deur oopgegaan sodat sy bediening kon begin. Sy belangrike bediening.
En sy bediening het eintlik alles verander, die hele Christelike bediening. So Barnabas was 'n instrument hierin, 'n instrument in die Here se hand. Hy het net gevoel, hier's iemand wat ek nie ken nie, ek voel die Here stuur my na hom toe en ek gaan luister. En dit het 'n groot verskil gemaak. Toe het hy gegaan na die apostels en hy het gaan sê, ek het dit gehoor by hierdie Saulus. Daar was ander goed ook wat mense sê, maar iets het gebeur. Hier het 'n verandering gekom. Dis nie sommer maar net niks nie. En hulle het hom toe aanvaar en hy kon toe saam met die volgelinge van Jesus gaan en hy kon toe openlik gaan preek. So dit het regtig baie gehelp. Hy kon openlik in die naam van Jesus gepreek het. So sy bediening kon toe begin. Maar mens hoor dan nou, ek gaan nou hiermee klaar maak, mens hoor hy moes weer vlug. Die Grieksprekende Jode met wie hy gepraat het nie gehou van wat hy sê nie. Hulle het hom probeer vermoor. Maar toe help die medegelowiges om nou om weg te kom. Toe kon hy nou Tarsus toe gaan. Maar dan hoor mense in vers 31, die hele Judea, Galilea en Samaria het die kerk 'n tyd van rus en vrede belewe. En dis omdat die groot vervolger van die kerk bekeer het. Hy het heeltemal verander, so daar het vrede toegekom. Hy wat so fanaties was, is nou 'n volgeling van Jesus. En dit het gevestig geraak en in gehoorsaamheid het hulle aan die Here gelewe. Die kerk is ook deur die Heilige Gees versterk en die ledetal het toegeneem. So dit wys net wat se impak het hierdie daad van Barnabas gehad. Dit het die kerk, dit was tot voordeel van die kerk ook, van die koninkryk van God. So vir ons is die uitnodiging om ook gasvry te gaan wees, om lief te gaan wees teenoor verander, ook vreemdelinge. En hier kan mense dit al bietjie oefen by die kerk Sondag vir die lewe daar buite. Want ons kruis baie met vreemdelinge. Ons moet in liefde optree teenoor ander. Kom ons gaan wees gasvry en kom ons luister na wie toe stuur die Here ons. Waar wil hy ons gebruik? Waar kan ek 'n verskil maak en liefde toon? Waar kan ek iemand intrek wat dalk uitgestoot is, soos wat Saulus was? Kom ons bid saam. Here, ons kan vandag net vra dat ons dit wat ons gehoor het gaan doen. Here, ons raak soms so besig met allerlei dinge, dan vergeet ons van hierdie dinge, van hoe U vra ons moet lewe. So ons bid, Here, help ons om dit te onthou. Help ons om hierdie goeie geestelike gewoontes te gaan inoefen, dat dit deel raak van ons lewe. Gasvryheid moenie maar net 'n uitsondering wees in ons lewe nie. Dit moet 'n kenmerk wees van ons lewe. So ons bid, Heilige Gees, kom vorm ons, kom verander en vernuwe ons. Kom verander ons gedagtes. Help ons om Jesus te volg. Help ons om nie deur vrees en gemak gekeer te word, dat ons nie gaan doen wat U vra nie. As ons gaan doen wat U vra, kan ons weet, as ons braaf is, U sal ons help. Die Heilige Gees is met ons. Ons sal dit hê wat ons nodig het om dit te kan doen. Soms is ons so bang, wat gaan ek sê? Wat gaan die ander persoon sê? Here, maar ons moet net soos Barnabas gaan, as ons voel U roep ons. Here, help ons om te onderskei wat ons roeping is. Help ons om nie maar net te leef en maar net soos die wêreld te word nie. Ons is U volgelinge, maar ons dank U vir U groot genade, dat as ons afdwaal, kan ons terugkom en U vergewe ons. Dankie, Here. Ek bid vir mense wat uitgesluit voel, wat alleen voel, wat hartseer is. Here, mag daar mense oor hulle pad kom wat hulle verras met gasvryheid. Dalk stuur U van ons juis na sulke mense toe. Here, dankie dat U
vir ons sorg. Ons bid dit alles in Jesus naam. Amen. Daar is nou geleentheid vir die gee van die dankoffers en dan gaan 'n paar afkondigings net ook gedeel word. Kom ons sluit ons oë. Here Jesus, baie dankie dat ons vanoggend weer kan gee, Here. Want dan die Bybel staan om te gee is beter as om te ontvang. Dankie Here vir wat ons vanoggend kan ontvang het. Dankie Here dat ons dit kan gebruik tot die uitbreiding van die koninkryk. Amen. Dan sê kom ons kyk na die afkondigings. U sien daar op die banke se punte is 'n snapscan aangebring. Dis vir u om te gebruik vir die eredienste dankoffers. U kan ook daar u sien na u maandelikse bydrae daardeur doen. Kyk maar net na al die gegevens is daar en alles wat gevolg moet word. Ons kan ook op hierdie manier die dinge baie makliker maak. U sien na die stand van die gemeente se finansies. Ons sê baie dankie vir almal se gereelde bydrae. Ons het alles dit nodig om 'n hele klomp goed te doen, maar baie dankie vir almal wat getrou bydra. Die senior lidmate se Kersete is volgende Saterdag. Kan daar nog nie mense bespreek, Nelly? Vandag is die afsnydatum. As jy nog die ete wil bywoon, kontak asseblief vir Nelly sodat die getalle bymekaar gegooi kan word. Ek het 2 verjaarsdae. Ek sien Bellen Raadpool en Wieke Swanepoel is hulle hierso.
Is Amerika, ja, my genade, is ver. Maar hy verjaar ook vandag. Baie geluk en almal wat in die week verjaar. En ons bid dat die Here sy nabyheid by julle sal wees en sy vrede en sy omgee. Roan die Jager sukkel bietjie by sy gesondheid en so ook Cassie Wessel sukkel met gesondheid. En bid vir almal wat eksamens skryf. Die kinders gaan deur 'n moeilike tydjie nou. Dis 'n groot storie. Die jaar se kennis moet nou vasgelê word. Wees ook met die onderwysers wat vir hulle sal bystaan. Ek sien ook hierso daar die vrouediens wil weer 'n wegneem ete aanbied. Dis nou die 23ste dink ek. Die 28ste van die maand. Dit is reeds op die kommunikasie WhatsApp groep. Jy kan daar sien wat alles dit als behels en op die gedrukte weergawe van komende naweek volgende Sondag sal dit ook op wees. Ek sien daar's 'n chicken burger en 'n jaffle en 'n bazaar pudding. Maar as u daar wil bestel, asseblief kontak dan vir Anna en vir Anso, die kontaknommers is daarso. Baie dankie. Benny, jy wil iets gesê het. Eerstens, goeiemôre almal. Henry sê altyd vir almal hierso, gou gesond word, ons bid vir julle. Henry, ons is dankbaar dat jy herstel het na die operasie en julle sien hy gaan sit maar nog swaar, amper soos 'n ou man. Maar hy is nie 'n ou man nie, hy is nog lewendig en alles, hy is nog vol dinge. En dan wil ek ook net sê baie dankie aan almal wat reeds kaartjies gekoop het vir vanmiddag 3 uur. Dit gaan 'n mooi program wees. Hy sal seker so 'n uur en 'n half, uur en 'n kwart, uur en 'n half wees. Henry, jy het nog kaartjies by jou, nê? As iemand dalk na die diens nog kaartjies soek, maar Annemarie gaan ook by die deure verkoop. Ek wil ook sommer terselfdertyd alles vir ons reggemaak. Dit was weer 'n spanpoging. Ons is baie bly vir almal se hartlike samewerking. Daar het al tamelik kaartjies verkoop. Ek glo ons gaan die kerk volmaak. Baie dankie en Henry, sterkte ook, hy moet nog vanmiddag sing, ons maar vir hom 'n stoel gee, hy moet maar sit en sit. Baie dankie. Almal se bydraes en ook die SnapScan barcodes aan so dit vir ons gemaak, is daar op die bankies. So dit wys hoe almal 'n bydrae kan lewer. Ek het nou hierdie kaartjies gekry, dis van die kinders, so hulle skryf eksamen, so kom haal ene na die tyd, dan sê hulle waarvoor jy vir hulle kan bid, hoe lyk hulle eksamen, rooster, waarvoor is hulle bang, en wat is hulle gunsteling happy in die eksamentye. So jy kan nou, as jy vir iemand dan iets wil gee, dan kan jy net vir aansoek kontak, dan kan sy sal die middelpersoon wees. Sê nou maar sjokolade of 'n roomys of so. So dis sommer maar net 'n manier hoe jy ook 'n verskil kan maak. Jy bid vir die kinders spesifiek wat eksamen skryf. So kom asseblief en kom kry ene. Ons slotlied is, want so lief het God die wêreld gehad, ons staan en sing ons hierdie lied saam. Vang nou die seën van die Here. Julle kan weet dat die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle sal wees en bly. Amen. En dan sing ons net amen. Ons maak daarmee klaar vir oggend.